Goeiedag. Dis 'n voorreg om so saam ook op in hierdie week so verder saam te reis. As 'n mens stil word, ek sê gewoonlik baie keer dat wanneer ek onthou toe ons kinders was, het ons seewater met seesand en skulpies en dan het jy dit so geskit en dan is dit so skit, dan is dit so die mekaar spul. En dan as jy die bottel neersit, dan is dit die lekkerste om te sien hoe al die sand en al die swaar goeders afsak na die bodem en dan kan jy weer deur die water sien. En dit is wonderlik dat stilte dit ook doen, dat wanneer jy stil word of lank genoeg stil word, dan is dit asof daar duidelikheid en helderheid weer in 'n ou se perspektief deel word van 'n ou se perspektief. Ons teksgedeelte wat ons saam lees vandag is 'n bekende gedeelte wat ons ook al 'n tydjie terug saam met mekaar gelees het, is die gedeelte in Lukas 10 vers 38 waar Jesus by besoek met by Martha en Maria is. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar hy 'n vrou Martha hom as 'n gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord aan Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. En in hierdie verhaal hoor ons amper 'n teregwysing en daar by Jesus teenoor Martha en is asof 'n mens die jammerte in haar stem hoor. Dalk kan die woorde van Jesus dalk 'n bietjie onbillik wees of 'n klein bietjie hard wees. Want daar moet geëet word en daar moet reggemaak word en dit is 'n kritiese element van wanneer mens gaste ontvang. Dat sy eintlik hierdie skok teregwysing kry van die Here. Maar wat wonderlik is, dat Jesus nie besig was om haar af te kraak of te verneder nie. Dietrich Bonhoeffer sê wat wel hier aan die gebeur was wat hy op 'n keer genoem het 'n gebod van die uur. Vir ons lewe met God beteken dit dat met sekere tye of oomblikke is daar dinge wat belangriker is as ander. Dis nie dat ander dinge noodwendig sleg of nutteloos hoef te wees nie, maar dat vir 'n oomblik was iets anders nou belangriker. Hierdie gebod van die uur. Vir hierdie oomblik, of dit wat hierso gebeur, is dit belangriker. En in jou stilte, daar's 'n klomp dinge wat ons aandag in ons tyd opneem. En dat 'n mens juis in hierdie seisoen sê dat om stilte op te soek, om die teenwoordigheid van die Here op te soek, is vir hierdie oomblik belangriker. En waarom was hierdie optrede van Maria so belangrik? Waarom het Jesus gesê dat die beste deel sal nie van haar af weggeneem word nie? Dit is die rede hiervoor is om deur stil te word en tot rus te kom in die teenwoordigheid van die lewende Here, ons 'n kans gegee word om deur sy gees met sy liefde en genade bedien te word. En dat alle sinvolle arbeid hier begin. Dit is my opvallend dat baie keer wil ons so baie, maar dat jy agterkom dat jy moet ruimte maak. In 'n mooi gedig, Clearing, spel Martha
Postlethwaite treffend uit wat dit vir die moderne wêreld beteken. Sy skryf en sy sê, "Do not try to save the whole world or do anything grandiose. Instead, create a clearing in the dense forest of your life and wait there patiently until the song that is your life falls into your own cupped hands and you recognize and greet it. Only then will you know how to give yourself to this world so worthy of rescue." Is dat alle sinvolle arbeid begin by stilte, om jouself in stilte ook so vir die Here te gee en by hom te sit. Here, in hierdie stil oomblik buig ons by U om opnuut U liefde en U goedheid en U sorg te ontvang. Here, en vir 'n oomblik of vir oomblikke wat ons in ons dag inbou, wil ons sê dat juis dit vir nou belangriker is. Dankie ook daarvoor, Here. En gee dat ons dit belangrik sal prioritiseer, omdat dit vir ons belangrik is om tot U in stilte te nader. Amen. Mooi dag vir jou, ons gesels weer.